Hallo en welkom. Jy is ingeskakel op Net Gesels saam met my Sarah Jane waar ek elke weekie voorreg het om so 'n bietjie saam met 'n kunstenaar te kuier en die persoon beter te leer ken. Nou gaan jy al klaar langs my sien. Dis 'n baie bekende gesig wat hier langs my sit. Ek hoef hom eintlik nie eers voor te stel nie. Maar hierdie week het ek die eer om te kuier saam niemand anders as Rikus Nelmy. Hallo, welkom hier op Net Gesels. Uiteindelik kan ek met julle gesels. Wat 'n lekker voorreg en ja, nee, dis goed dat jy my voorstel. Ek dink daar is dan nog een of twee mense wat dalk Dink jy regtig so? Ek dink jou gesig is so bekend en so sinoniem met Suid-Afrikaanse musiek. Ek dink daar gaan 'n paar mense hulle kop in skaamte moet sak as hulle sê hulle weet nie wie jy is nie. Ja, wat mens verwag nou nie almal moet 'n ou ken nie. Ja, maar dis lekker vir julle te wees, jy weet. Ek's mal oor. Nou kyk Rikus, hier op Net Gesels het ons besluit ons gaan heeltemal die narratief verander. So mense ken julle as kunstenaars op socials, hulle ken julle op die verhoog, maar hulle ken nie regtig die persoon agter die mikrofoon nie. So ons wil dit so 'n bietjie verander. Ek wil jou so 'n bietjie as persoon vandag leer ken. Is jy reg hiervoor? Ja, nee, ek is reg. Kyk, is altyd vir my lekkerder om hierdie tipe van gesprekke te hê met kunstenaars wat nou al 'n hele paar jaar in die musiekbedryf het, want hulle antwoorde het altyd 'n manier om my te gooi. Ek moet eerlik met jou wees, hulle antwoorde het altyd 'n manier om my te gooi, en dan dink ek, rarig, en dan sê mense altyd ek so verbaas as hulle antwoorde gee. So mense moet weet, ek jou rarig nie voor die tyd geprep nie. Ja, nee, glad nie. Ek het nie idee wat hier aangaan nie. Okay, wel, kom ons spring dan in dit in. Kom ons begin by 'n maklike een. Waar het jou liefde vir musiek begin? Want uit al my navorsing wat ek gedoen het, jy het ongelooflik jonk begin 'n liefde hê vir musiek beoefen in elke moontlike opsig. Ja, ek kom maar uit so 'n musieklike huis, jy weet, musikale huis en my pa is 'n groot musikant gewees. Hy is ongelukkig oorlede so 2-3 maande terug is my pa oorlede. En op die ouderdom van 83, maar alles wat Dis 'n hoë ouderdom. Maar alles wat ek weet van musiek het ek by hom geleer. Ek was bevoorreg om 'n huis te kon groot word waar daar allerlei musiekinstrumente in die huis was. En ek dink om te begin, dis regtig elke een van ons het 'n talent of 'n gawe gekry, jy weet, vanaf die Here. En ek dink myne was maar net musiek, want ek het dit nogal maklik gevind om van kleins af 'n instrument op te tel en nogal reg gekom daarmee, jy weet, baie vinnig. En hoe beter ek geraak het, hoe meer het ek van die instrumente begin hou en so ek dink dis regtig in my ingebore. Party mense word gebore met 'n musiektalent van die Here. Baie rugby spelers ook kan jy van kleins af sien, jy weet. Daai ou gaan, jy weet, ek dink is maar net een van daai gevalle, maar ek was bevoorreg om in 'n huis te kon wees waar daar musiekinstrumente was, en ek dink dit vandat ek klein is dit wat ek wou doen. Yes, ek's eintlik mal daaroor. Ek love dat jy dit so eerlik antwoord. Want kyk, mense sê altyd, dis altyd Sarah Jane se eerste vraag as sy hierdie onderhoude doen, waar het jou liefde vir musiek begin? Maar ek love dit om dit te vra, want dit gee soort vir my vir die fondasie vir waarheen ons gesprek gaan, want een van twee gebeur. Of 'n kunstenaar sê, hulle het net deur die jare besef musiek is wat hulle moet doen. Hulle het by die koshuis begin speel of die of daai en so het hulle nou maar gegaan en musiek het hulle gevind. Of iets baie interessant gebeur met jou gebeur het, en dit is basies van kleins af was dit net daar, en is daai ding van ek kon nie eers dink om enigiets anders te doen met my lewe nie, dit is wat ek moes doen. Nee, absoluut. Jy weet, ek sê nou nie dis al wat ek gedoen het, maar dit was my eerste belangstelling. Yes, want jy het nog eintlik sal baie mense jou eers begin ken het, want jy was nie net eers 'n sanger nie, jy het eers bietjie instrumente gespeel, jy was meer daarso betrokke. Het jy nog altyd 'n liefde vir instrumente gehad, of was dit maar net 'n ding van, iewes skielik het die singgogga gebyt en toe jy soos let's go? Nee, ek dink ek was beter in die instrumente ding as die sing ding, om eerlik vir jou te sê, jy weet, ek kon sing van kleins af, maar sing of sang was nie vir my 'n instrument nie, jy weet, dit was vir my meer genot daar uitgeput om op 'n instrument te kon speel, jy weet, het sy dit nou dromme is of 'n gitaar of wat, konsertina of wat ook al dit is, maar ek het toe ek klein was, het ek nie gedink, jy weet, 'n ou sal dit kan voltyds doen nie. Ja. En, wat toe gebeur het is, ek het in Rustenburg
waar ek nou groot geword het en gebore was, het ek eers gewerk na skool. Jy weet, ek het gaan swat op jy weet op die myn en ek het myself gewerk, jy weet die platina myne, maar altyd musiek gemaak, naweke en partykeer Woensdae, Vrydag, Saterdag het ek weet maar opgetree of saam met my paal of ek het my eie orkes gehad. En ek dink toe die Afrikaanse musiekbedryf teen rondom 99, 2000, die jaar 2000 het hy nogal explode, as ek so kan sê, jy weet, Steve by daarmee, jy weet, toe kom mense deur soos Unita, Du Plessis, Kurt Darren, Teens Jordaan en Dozy. Hulle het op daai stadium was dit die groot 5 as ek dit so. En Dozy het my raak gesien op 'n tyd en toe het Ryper net uitgekom en toe het hy vir my gesê, hoor jy, hy soek my hy wil 'n orkes begin nou. En jy weet op daai stadium was hy 'n baie groot naam, jy weet, en ek kon my werk los en vir hom gaan speel en van hom af het Teens my raak gesien. En ek het jare vir Teens, toe ek begin vryskut werk doen, dat ek vir Dozy, vir Teens, vir Unita, vir, jy weet, later jare vir Bok van Blair, toe hulle nou deurkom. So ek was deel van almal se orkeste en ek het baie ateljeewerk gedoen, ook van daai tyd af. En ek doen dit nou, jy weet, ek het ateljee en ek's besig met dit. Eers later jare het ek eintlik besef, maar hoorie, dit wat hulle doen, kan ek ook op my eie doen, jy weet, en so het ek met die singding maar begin, jy weet, liedjies skryf en dit toe daar uitgebring later. Ja. Ek meen, ek wil eintlik half gaan en sê, ek gaan nou oorslaan die Engels toe. What a journey, eintlik, as jy daaraan dink, want jy het half elke stepping stone so mooi gebou tot waar jy nou is, en ek dink, dis grotendeels die rede, en ek wil eintlik die woord na jy gebruik, hoekom jy so 'n loopbaan het wat so longevity het, want jy het regtig 'n loopbaan wat vir my deur die jare gestrek het, maar ook deur die jare bly staan het. Dink jy dit is iets wat jong kunstenaars vandag miskyk, want hulle wil dit so vinnig hê en so groot hê, dat hulle baie keer vergeet, daar's 'n tipe van 'n musiekleerskool wat jy ook maar deur moet gaan met die jare, om seker te maak jy het 'n loopbaan wat kan bly staan. Ja, natuurlik, kyk, ek dink baie keer is daar 'n ding soos geluk aan 'n mens se kant. So jy kry baie kunstenaars wat nou baie jonk is en oornag, jy weet, dit gaan alles oor die liedjie. Jy weet, as jy 'n liedjie het, maar nie net oor die liedjie nie. Jy weet, jy kan nou 'n treffer liedjie hê en wat aanklank vind by mense, maar mense moet nog steeds by jou aanklank vind wat wie ook al dit is wat dit sing. En as daai kombinasie reg is, hou mense van jou, maar ek dink wat al hoe minder gebeur deesdae is dat die rakleeftyd van kunstenaars is korter, menende jy kry nie meer daai Teense wat ongelukkig ook oorlede is, en selfs Unita en Steve, en wat nou al soveel jare in die bedryf is en hulle hou. Maar ons is ook in 'n ander era nou, jy weet, dis om te sê, maar dit raak half kitsmusiek met die stroomplatforms wat nou deurgekom het, en dan natuurlik AI ook, wat dit dinge nou baie makliker maak vir 'n mens om 'n liedjie uit te bring en te skryf. Goed, maar ek is vir dit, ek is nie teen dit nie, jy weet, die lewe, hoe kan ek sê in Engels sê, hulle evolve, jy weet, 'n mens moet aanpas. Maar daar's baie jong kunstenaars wat nou deurkom, wat ek nogal dink, ook soos 'n Teens of 'n lang leeftyd kan hê, mits hulle dit oppas, jy weet, en mooi kyk na hulle self, en so nee, definitief. Ek's eintlik mal dat jy dit sê, en ek wil eintlik nou terugkom na, jy het nou ietsie baie spesifiek gesê wat ek baie graag wil aanraak, wat jy nou gesê het van dit gaan ook oor dat mense by jou moet aanklank vind en ook jou tipe liedjie wat jy uitsit, want soos ons sê, kyk, die musiekmark is so, ek wil sê fikkel, jy weet nie, vandag kom iets uit, mense is mal daaroor, oor 2 weke vanaf kom iets uit en mense is mal daaroor, dan is die liedjie van 2 weke terug, dan onthou niemand hierdie liedjie nie. Maar vir een of ander rede, Rikus, het mense by jou musiek aanklank gevind. Het jy gedink dit gaan die geval wees? Jong, mens weet mos maar nie. Ek was nooit selfversekerd dat ek sou gesê het, ek gaan werk, jy weet, op my eie, toe ek nou begin sing het. Ek love die humbleness oor dit. Kyk, mense sal nou hierso sit en ons gesprek luister en sê, nee man, Rikus, rarig. En jy sê, nee, ek het rarig nie geweet nie, en ek's mal daaroor. Nee, mense het maar nie geweet nie. Jy weet, op die einde van die dag,
is dit 'n kombinasie van jy weet het 'n ou daai X-faktor, het jy die regte liedjie wat trefkrag het en hou mense van jou. Jy weet, dis baie belangrik. Daar's baie keer liedjies wat ek dink treffers kon gewees het, maar die hele kombinasie het nie uitgewerk nie. So en dit is nie so maklik. Jy kyk dit raak moeilik nou, jy weet vir my weet om dit was vir my 10 jaar terug makliker om liedjies uit te bring en as wat dit nou is. Want daar's nou baie. En daai net gesê dit is waar, jy weet jy bring dalk 'n goeie song uit, maar ook jy kan nou kyk elke Vrydag minste 4-5 liedjies, jy weet kyk, die musiek wat oor my tafel kom elke week, hierso van Woensdag se kant, dan was ek ook, die bring hy, en dan het ek so 'n speletjie wat ek speel, en sê ek, ek dink om en by, oor soveel weke gaan hierdie kunstenaar of hierdie kunstenaar 'n liedjie uitbring, net om te kyk of ek reg is, want daar is so baie. Ja, en alles is nou deesdae enkelsnitte, so jy weet, vroeër jare was dit baie gespasieerd, want jy het 'n vol CD album uitgebring met 12 of 13 liedjies of wat ook al. En jy het dit net een keer 'n jaar gedoen. Yes. Een keer elke 2 jaar dan bring jy weer 'n album uit. Yes. En niemand was in mekaar se spasie nie. Jy het maar altyd seker gemaak as die ou release, jy gaan nou nie saam met hom release nie. Jy weet, jy kon half dit spasieer dat elke ou sy kans kry. Wat nou gebeur is omdat jy nie meer 'n vol album uitbring en liedjies, moet jy 3 of 4 keer 'n jaar 'n single uitsit en so al die honderde Afrikaanse kunstenaars wat daar is, doen die so die kans dat jy alleen 'n liedjie gaan uitbring is nie meer daar nie. Jy gaan elke Vrydag release, jy is single saam met 4-5. Maar is ook lekker. Jy weet dis 'n ander challenge. Maar ou moet maar net doen wat jy doen en leer druk. Nou moet ek vir jou vra, dink jy julle meer, ek wil sê seasoned kunstenaars, julle meer gevestigde kunstenaar moes half bietjie aanpas by wat die musiekmark besig is om te word en hoe dit in iets getransformeer het wat julle nie regtig ken nie, omdat sosiale media 'n rol speel en dat mense meer album uitbring en AI het ingekom en stromingsplatforms. Dink jy dit was 'n ding van julle moes nou maar adapt of nou maar agterbly? Ja, jy moet adapt tot 'n mate, maar ek sê altyd mens moet nie skrik nie, moenie bang wees nie. Stiek by jou guns want dit help ook nie jy kyk nou wat werk nou in die musiekbedryf en dan probeer jy dit ook nie. Daai liedjie het vir daai spesifieke kunstenaar gewerk, maar dit help nie jy probeer dit nou kopie en die klank is in goed nie. En ek dink ek weet ook nie ek glo ook nie dis jou vraag nie. Maar net om jou te antwoord, ja, dit is 'n aanpassing. Maar jy moet nog steeds maar hou by jou resep. Dit help nie, ek probeer nou iets anders en jy weet, probeer 'n hop op spinnekop uitbring op tot die liedjie is. So maar dit is moeilik. Dit is baie moeiliker as wat dit was, definitief. Yes, kyk, maar ek moet vir jou sê, jy het nog steeds jou mense, jy het nog steeds jou fans en ek wil nou iets hier baie spesifiek aanraak. Ek dink dit is oor die tipe musiek wat jy uitsit, oor die tipe liedjies. Ek dink, alhoewel baie van jou liedjies humoristies is en 'n bietjie van 'n edge en 'n bietjie van 'n klank het. Ek moet eerlik wees met jou, Rikus, ek het die hele week Rikus Snell geluister. Die hele week. Hoorie so, kyk, my Spotify is net Rikus Snell vir hierdie week. Maar die hele tyd as ek jou musiek geluister en baie keer ek doen is as ek ry in die kar, dan luister ek, want mense luister mos maar anders musiek as jy ry as wat jy net sit. En die hele tyd wat vir my deurslaan, alhoewel daar 'n bietjie van 'n humoristiese dubbelsinnigheid en speel met die woorde is hierdie hele element van eerlikheid. Jy sing regtig in 'n Suid-Afrikaner huis in. Dink jy dit is hoekom mense so aanklank vind by jou? Dis 'n baie mooi kompliment eerstens, dankie. Dis 'n groot plesier, maar ek kan nie anders dit bewoord nie, want dis die hele tyd as ek luister, dis al wat na vore kom vir my. Ja, maar jy het dit nou baie mooi gestel eintlik en dankie vir dit. Jy weet ek het nog nooit so daaraan gedink nie. Jy's dalk reg. Ek probeer eerlik wees. Ek sal nooit 'n liedjie hier in my ateljee lê nou klomp liedjies al deur die jare wat ek nie kon uitsit nie want ek het net gevoel dis nie ek nie. Yes. Jy weet dit alles waar ek sing is ek regtig lief. Jy weet ek is lief vir ek is lief vir my konsertina, ek is lief vir ek is lief vir die goed waar ek sing is regtig ek en ek dink jy's reg, dit het dalk 'n invloed, jy weet.
Ja, want ek dink dis daai mense kan hulle eie storie daarin sien. Mense vind dit herkenbaar en dis hoekom dit so tasbaar en vatbaar is en ek dink dis hoekom jy deur die jare jou hele fanbase kon opbou, maar ook kon behou. Maar nou moet ek vir jou vra, Rikus, en hierdie is soos die vraag waar ek die meeste nuuskierig is. Ja. Jy hou van met woorde speel. Jy raak vreeslik kreatief met woorde vir my. Is dit vir jou lekker om te kyk wat jy uit 'n woord uit kan kry of hoe jy 'n sinnetjie so bietjie anders te kan stel, dat mense die humor ook in dit sien? Ja, ek is stout hoor, van kleins af. Ek hou van 'n ou grappie en my vriende, jy weet, sal vir jou vertel ook, ek vat die lewe nou nie te ernstig, jy weet, ek Yes. is om te lag. En ek love dit. Mens moenie, die lewe is al klaar so saai en so moeilik party daar. Moet jouself nie te ernstig opneem nie, mense. Ja, so ek weet nie, ek like maar net 'n stoutigheid, jy weet, sonder om nou onder die bel te raak. Ek like dit om grappe te maak en as ons gaan, jy weet, braai by die huis of ons gaan jag, is ek altyd maar die ou nar, jy weet, tussen die mense, jy sal dit nou nie sê nie, maar ek hou van 'n grappie. So in my liedjies is ek lief daarvoor om, kom ek sê, die boundaries te push. Yes. Ek skryf eintlik vir kinders. As jy mooi na my liedjies luister, maar ek Ja. skryf stout genoeg of soet genoeg dat die kinders dit nog steeds kan sing, laat die ma nie sê, ja, jy kan nie na die goed luister nie. Ja. Ja. Ek is eintlik mal daaroor, maar kyk, ek dink nou baie spesifiek hier aan Boerepompie. Die kinders love daai liedjie. Weet jy hoeveel kinders love daai liedjie? Dis die liedjie wat geluister word op pad skool toe en terug van die skool af. Ja, jy weet, Boerepompie was eintlik toevallig, as ek vir jou so kan sê. Okay. So, kyk, die naam Boerepompie is mos nou 'n naam vir konsertina, soos almal nou weet. Yes. In die begin het niemand geweet wat is 'n boerepompie nie. Maar my pa het altyd, hulle het boeremusiek gespeel en dan op 'n tyd het my pa altyd vir my gesê, haal die boerepompie, dan bedoel hy net. Weet jy nou, yes. Dit was altyd vir my vrek snaaks, want jy weet, dit is nogal dubbelsinnige naam, jy weet, dit kan ons ook beteken en daarom het ek nogal gedink, ja, dit sal nou nice wees om te sing oor 'n boerepompie en dan gaan almal in die begin wonder, maar waarvan sing Waarvan sing hierdie man? En toe educate jy eintlik mense so tussendeur. So ek is eintlik mal daaroor, nou maar gepraat van educate, jy dra op meer as een hoed, want jy's baie bedrywig, jy het gesê musiek en al daai tipe van dingetjies, maar jy het ook 'n tipe van 'n podcast, meneer Rikus Nel, waaroor mense absoluut mal is. Kyk, jy sit hier en kyk vir 'n fan van Twak Praat. As 'n episode drop, dan is ek op YouTube, ek moet kyk wat aangaan. Hoe is dit vir jou om te gaan van dit wat jy ken na iets soos 'n medium wat die mooi Afrikaanse woord is pot gooi, wat heeltemal anders is, maar tog bring jy kunstenaars op, jy bring mense op, maar jy hou dit nog steeds dieselfde. Jy het 'n manier gekry om dit te integreer. Ek dink hy het baie met dit uit, want jy weet, ek en hy is beste vriende al vir 20-25 jaar, maar nou, so die ding het ook met humor begin. Ek en hy, mense wat nie weet, hy doen my besprekings ook vir my shows al vir 13 jaar. En by Vocally Bands, en ek en hy, ons deel dieselfde sin vir humor, en ons dink die grootste potjol uit partykeer as ons nou met mekaar praat, het sy oor die foon of ons Yes. Dit is so begin, op 'n tyd het gedink ons moet begin sketse maak oor die nonsens. Ja. En ek sê vir hom, dit sal snaaks wees, want ek sê te vir hom, wat van 'n podcast, want ek sê nou vir jou, ek kyk 'n paar oorseese podcast, en wat ek van 'n podcast hou, nie almal is so nie, maar die wat ek nou kyk, soos Joe Rogan en Arma, Yes. dit baie eerlik, en Ja. wat ek ook daarvan hou, baie keer moet 'n ou mens maar baie versigtig wees, kom ons sê jy doen 'n, kyk die media daar buite, byvoorbeeld, sonder om, ek kraak niemand af, ietsie, maar jy kan sê daar wat jy wil, of maak wat jy wil nie, want jy weet, dit word Voor jy weet is dit op die huisgenoot se voorblad. Hy gaan dit nie sê nie, mense, maar ek sal dit sê. Voor jy weet loop die tannie met haar trolley incheckers, want sy moet haar huisgenoot se voorblad kry, want sy moet nou lees wat se skandale het aangegaan.
En ek sê toe vir hom, kom ons begin 'n podcast. En ek wys vir hom my Joe Rogan en ek sê maar hoor nou, ons doen dit nou nie so ernstig nie. Ja. Ek en jy moet net onsself wees. So Ja. ons gaan die kameras aansit, dan gaan ons maak of nie kameras is nie. Dan praat ek hier soos ons hier op die stoep praat. En dit het gewerk. Jy weet, Dit verstaan. het gewerk. En ons is baie dankbaar daaroor, jy weet dat die podcast hy doen regtig so goed en ons het dit nie verwag nie. Ons het in die begin dit net begin skiet hier in my studio hier. En toe later toe kom daar borge en jy weet verseker bel ons en sê nee, hoort ons like die ding en hou net aan met wat jy so doen, jy weet en ek maar net 'n ander styl of 'n ander manier wat ons dit aanbied en ons het al oor die 7 episodes, ons het 'n lekker gaste al hier gehad. Jy weet het 'n paar goeie gaste gehad en ek's elke keer baie keer nee, ek gaan nou eerlik wees met jou Rikus en ek kan dit nou vir jou spesifiek sê want jy's nou deel van Twak Praat. Baie keer raak ek baie ontsteld vir jou en Hammy, want julle spring my voor vir my gaste. Julle spring vir my voor vir my gaste voordat ek my gaste kan boek. Ja. Klip as sien ek ons 'n podcast episode van Twak Praat en dink ek dis hoekom hulle nie by hierdie week my kon help nie. Dis hoekom. Dan jy moet net met my gesels dan kan ons korrespondeer oor die gaste. Hammy really gaste. Yes. Maar ek love hierdie konsep en hierdie element van eerlikheid wat jy inbring en ek dink ek gaan nou eerlik met jou wees, ek dink mense is so honger daarvoor vandag dat dit 'n ding is van dis so relatable, dis so real dat hulle nie kan as om daarvan te hou nie. Ek stem saam met jou. Ons is in 'n ek weet nie of dit net ek is nie, maar ek hou van 'n rou eerlike ding, nie 'n ding wat toegesmeer is nie. Jy weet en selfs as ek TV kyk. Ek kyk die laaste paar jaar kyk ek net dokumentêre. Ja. Ek kyk nie meer movies, fiction en sulke goed nie. Ek stel nie belang aan nie. Ek soek realness. Ek soek goed wat ek kan kyk wat regtig gebeur het as ek vir jou so kan sê. Yes. Dink in 'n podcast kom dit ook deur, jy weet, daar's ons sit nie aan nie. Ons edit glad nie die program nie. Om jou eerlik, jy weet, ons skiet daai 45 minute deur en ons saam net so uit. Ons het nog nie gehad om een gas wat vir ons gesê het nee, ons moet daai uitsny of sulke goed doen want ons probeer dit ja, ons probeer dit nie edit nie. Laat dit ook lyk of mense regtig saam met ons in kuier, ja. Ek is mal oor nou gepraat van kuier. Ek gaan vir die mense sê hulle moet ingeskakel bly. Net hierna gaan ek en jy alles jou nuwe een praat en ek moet vir jou sê ek like nogal hierdie een, so die mense moet ingeskakel bly. Jy is nog steeds ingeskakel op Net Gesels saam met my Sarah Jane waar ek elke week heerlik saam met kunstenaar kuier. Nou hierdie week kuier ek heerlik saam met niemand anders as Rikus Nel. Nou kyk, ek en hy het nou al musiekindustrie gepraat, sy hele journey gepraat, hoe hy sing in elke Suid-Afrikaner se huis in. Maar nou Rikus, wil ek by jou nuwe een uitkom. Jy het sopas jag en visvang vrygestel. Hoorie so ek love hierdie liedjie. Hierdie is 'n lekker liedjie. Ek jammer om vir jou te sê, hierdie is 'n lekker liedjie. Ja. Ag dankie man. Ek het ja, dis wat dit sê. Ek is lief vir jag en visvang en ek weet hoe baie mense is lief vir daai twee goed. Of jy kry mense wat weer lief is vir visvang maar nie jag nie. Yes. Of om weet. En die idee het ek gekry Oorseese sanger het 'n liedjie jare terug uitgebring wat hunting en fishing is, Luke Bryan. En ek het die idee daar gekry. Toe dink ek dis 'n baie oulike idee wat hy het, maar hy het hom meer in 'n ballade gesing en toe skryf ek nou my eie jag en visvang liedjie. Yes. En, ja, ek het net gedink is tyd. Ek het nou die laaste paar liedjies was maar bietjie meer comedy driven as ek so kan sê, jy weet. Ja, want jy het Bokkes beter ook uitgebring net betyds vir die rugby, my taai ad, net betyds vir die rugby. Ja, ons gaan nou sien met die rugby wat nou begin. Ek het hom eintlik te vroeg uitgebring, Bokkes beter. Hy moes nou eintlik nou eers uitgekom het, maar hy was klaar toe ek sit hom so lank uit en die tyd die rugby begin sal ouens hom nou weer luister. Ja. Maar jag en visvang om terug te kom daarna te oor my vorige paar liedjies was nou kom ons sê nou maar Kalahari Ferrari, Kakie, Bloed, wat kind of almal lekker kan ek sê half comedy driven is en toe dog ek jy weet na die sukses van Harde Kole en Bokkies jag en die goed wat nou gaan oor jag byvoorbeeld in die bosvelde whatever het ek gevoel ek moet net weer iets bietjie uitbring jy weet in daai trant en dis nou waar jy visvang vandaan kom. Dis vir my so 'n lekker liedjie, maar jy raak ook vir my in hierdie liedjie en ek dink dit is hoekom ek so baie daarvan hou. Jy raak vir my ietsie so
eenvoudig maar kragtig aan. En dit is hierdie hele konsep van doen die dinge, beoefen die dinge wat vir jou geluk bring, wat ontspannend is, want dit is ook belangrik in die lewe, veral in hierdie gejaagde lewe van ons. Nou moet ek vir jou vra, Rikus, dink jy dis iets dat ons as mense so 'n bietjie laat verlore gaan het of laat uitgaan het by die agterdeur, omdat ons in hierdie ratreis is en jy jaag van die een ding na die volgende, jy vergeet om tyd te maak vir die dinge wat ontspannend is en lekker is vir jou? Ja, absoluut. Presies wat jy sê, die lewe, ek weet nie hoekom dit so is nie, maar die lewe, vroeër jare het dit nie vir my gevoel was so gejaag soos dit nou is. Ja. En wat nou hartseer is, en ek sê dit nou, want ek's ook skuldig aan is, as jy aftyd en dan sit jy op jou foon die hele tyd. Ja, en voor jy weet is 2 ure verby en jy dink, hoe 2 ure verby gaan, ek het net vinnig geskraal. Jy skraal vir 2 ure, post social media, is heeltyd besig, so dit is belangrik tog dat 'n ou nie vergeet van die eenvoudige lekker dinge, soos om net tyd te spandeer, het sy in die Bosveld of in die Kalahari of by die see of whatever, en net bietjie jou foon neer te sit en jag en vis vang of whatever dit is. Goed wat jy vroeër jare sou gedoen het voor daar fone was, sosiale media was. Nou moet ek vir jou vra, dink jy sosiale media het 'n rol kom speel in ons, ek sê altyd ons leef in 'n sosiale media era, en dit het half hierdie dinge wat so eenvoudig was as lesser than begin uitbeeld, want dis daai van, hoe kan dit nou grand of great of cool wees om daar langs die viswater te sit, jy moet hier wees, of jy moet die world travel, of jy moet dit, of jy moet daai, en hierdie eenvoudige goedjies het hulle as minder afgemaak, en nou, omdat ons as mense so hierdie comparison game speel, nou sien jy, Jannie en Pietie was nou weer in Dubai, of Engeland, of wat ook al, dink jy, ag, wat help het ek gaan vis, is nie eers so grand of great nie. Ja, partykeer skets die sosiale media vir mense, partykeer 'n prentjie en jy weet hoe sê hulle, die gras lyk altyd groener aan die ander kant, die buurman, en jy kyk wat hy doen en jy's reg, dit raak so half jy weet nou nie noodwendig in my geval nie, maar mense kyk maar wat ander mense doen en dit lyk so lekker en goed, maar mense vergeet van die eenvoudige goed. Maar ja, sosiale media kan partykeer 'n verkeerde prentjies skep dat dinge altyd net so perfek en goed lyk by ander mense. Jy weet, so groener by hulle lyk. Yes, daar's ook 'n ander gedeelte aan daai gesegde wat ons nou nie gaan sê nie, want die mense kan homself klaarmaak, die gras is altyd groener aan die ander kant, want dot. Ek is nogal iemand wat daarvan hou om te sê, die gras is groener waar jy dit water gee, en jy is my uitstekende voorbeeld daarvan, want ek het jou nou so 'n bietjie gaan stalk, Rikus, nou, gaan eerlik met jou wees, net so klein bietjie, nie in 'n weird manier nie, ek wil nou net reg wees vir alles, Rikus, nou vandag, want mense gaan my vreeslik vuil uitkyk as ek nou nie geprep was vir hierdie onderhoud nie. En iets wat vir my baie uitstaan uit jou sosiale media uit, en die bietjie wat ek nou van jou geleer het, is dat jy 'n baie mooi work-life balance handhaaf. Is dit vir jou belangrik om baie balans te vind tussen persoonlik en professioneel? Nee, absoluut. Veral as 'n ou se naweek is so, jy weet, my goed is maar omgeruil, ons werk maar naweke soos jy weet. Yes. Is nooit by die huis nie, en in die week, gelukkig het ek die ateljee hierso wat my by die huis hou, so hy's op my erf, en dit is my weekswerk. Mense wat sê, ja, maar julle sing net naweke, ek het baie ander Nee, hy twak praat en daai is einste ateljee, ek beloof vir julle. Ja, en natuurlik vervaardig ek baie van die ander Afrikaanse sagte se liedjies kom hier uit my studio, so dis my weekswerk, maar wat dit nou doen is, dit hou my by die huis, die ateljee. Ek is verskriklik lief vir my huis, as jy vir my moet vra, wil jy gaan show, wil jy by die huisbrug, ek vir jy altyd sê ek wil by die huis, ek hou baie, dis lekker om by die huis te wees by jou family, maar jy moet dit, jy weet handhaaf dat jy, ek is in 'n bevoorregte posisie dat ek nie vir elke liewe vertoning of navraag hoef, ek sê nie ja vir alles nie, juist omdat ek ook kinders het, probeer ek, as ek op die meeste 2 shows miskien 'n week het, is ek tevrede die res van die tyd regtig by die huis en tyd spandeer, so jy moet nee sê vir party goed, nie omdat jy lelik is nie, maar omdat jy net self ook moet kyk, as wat jy jouself uitbrand in 'n jaar of 2, so ek probeer die balans reg hou, ja.
Ja, vroeër hierdie jare daar 'n kunstenaar by my kom kuier op Net Gesels. Kom ek gaan nie sy naam weggee nie. Hy het die leeuloop gesing. Dis al wat ek gaan sê. Hy het die leeuloop gesing. Dis al wat ek gaan sê. En hy het nogal hierdie hele konsep ook aangeraak van hierdie werk en lewensbalans wat baie belangrik is vir hom om te handhaaf. En iets wat hy nogal gesê het wat ek kry van jou kant af ook is dat vroeër jare toe hy 'n jonger kunstenaar was ek dink van hy het nodig gehad om vir alles ja te sê en hierdie loopbaan op te bou. Nou het hy homself na 'n plek toe opgewerk waar hy dit nie hoef te doen. Nou is dit 'n ding van nou moet hy begin kyk na sy stem, na sy liggaam, na sy tyd met sy kinders en kyk hoe hy alles kan inpas dat hy nog vir 10 jaar van nou af ook kan sing. Nee, absoluut en baie mense verstaan dit verkeerd. Ou Robbie, Ja. ek en hy's goeie pel. En baie mense dink as 'n ou nou so, "Joh, jy het nou te veel geld gemaak as jy nou nee sê." Ja. Dis nie waar dit gaan nie. Mense ek het van die begin af, ek bly nie in 'n paleis nie. Ek het nie die duurste kar. Ek jaag nie geld nie en ek sê dit jy weet hoeveel is genoeg? Jy weet, wil ek nou kyk hoeveel geld kan ek maak in 2 of 3 jaar en dan aftree op? Kan ek eerder kyk hoeveel shows kan ek doen vir die volgende 15 tot 20 jaar. En al hoe jy raak leeftyd gaan regkry is as jy na jouself kyk, na jou familie kyk, sorg dat jy nie te veel show op dieselfde plekke elke jaar en nie. En dit het teens my geleer toe hy geleef het. Teens het baie min gesing eintlik. Jy weet as hy 4 vertonings 'n maand gehad het, was hy tevrede. En dan het ek nooit verstaan nie, dan het ek met sê, Rikkie, ek doen net juist so want ek wil langer sing. As ek probeer 20 shows 'n maand doen, kan ek myself in elk geval uitbrand binne 'n jaar. Ja. En ek dink dit is maar waar dit gaan, ja. Dink jy dis iets wat jonger kunstenaars miskyk, nie omdat hulle nie weet nie dat hulle nog nie die kundigheid het nie, want as jy jonk is, jou liggaam is in staat om al hierdie dinge te doen, jou stem is in staat om al hierdie dinge te doen, jy kan nog gaan kuier na die tyd, jy kan 2 shows op 'n Saterdag doen, 2 shows op 'n Vrydag doen, as jy wil die Donderdag en die Sondag ook 'n show inpas, as jy regtig sou wou, maar dan raak jy ouer en dan besef jy, die travel daaraan betrokke, die tyd van die huis af, die strain wat dit sit op jou stem, raak eintlik baie, maar dit kom eers daai van met die grysheid kom die wysheid. Ja, natuurlik, en ek stem, daarom sê ek ook, ek kraak nie af wat ander ouens doen, ek meen, hulle is welkom om te doen, en soos jy sê, as jy nog in jou 20's is, dan kan jy dit dalk doen, in jou lyf, maar jy weet, waar ek nou is, op my ouderdom, ek het 'n vrou en kinders, en dit verander klaar die ding baie. Ja. As jy nog enkel lopend is in jou 20's en jy het nie kinders veral nie, dan kan jy sulke goed doen. Maar ek sal nog steeds vir daai persoon raad gee en sê, moenie fout maak om overexposed te raak en dan oor 2 jaar boek mense jou nie meer nie, want hulle het jou nou al 10 keer gesien. Omgewing. Verstaan jy wat ek sê? Ja, so, en is eintlik baie slim wat jy daarso sê, want soos party mense onthou, ek meen, mense dink daar's net soveel shows 'n jaar en daar is net soveel plekke wat feeste aanbied of wat ook al. As kunstenaars sê maar ons moet weer volgende jaar hierdie show byna weer, maar die mense raak half gewoond aan dit op 'n punt en dan ek wil sê dan sê wow, hy het dit ook uitgehaal. So as jy baie strategies ook oor dit is, dink ek dis ook iets wat jy as kunstenaar in ag moet neem wat mense nie dink nie, maar hoekom is hierdie persoon nie weer hierdie jaar by die fees nie? Want hulle was vir die laaste 3 jaar die headlining act by hierdie fees. Ja, jy sal dit by feeste ook begin sien. Feeste begin al hoe minder dieselfde kunstenaars. Ja. Hy's oor daai rede en ek dink is 'n baie goeie ding. Jy weet, ja, ek dink maar net jy met jou loopbaan so mooi as wat jy kan. Probeer, jy weet, bestuur en kyk dat 'n ou dan nou nie te veel by dieselfde areas sing en ag, ek weet nie, dis maar hoe ek dit sien en natuurlik probeer ek maar vir myself 'n kwaliteit lewe probeer ek gee met ander woorde ek wil ook aftyd hê saam met my familie en sulke goed. Nou gepraat van familie, Rikus, mense gaan regtig nou dink ek jou geprep, ek het nie. Jy het nou so lekker leeway ingegee. Ek wil graag Jachem Visvang se musiekvideo praat. Hoorie, so hierdie musiekvideo het my hart gesteel. Hierdie musiekvideo het my hart gesteel en vir niemand wat hom nou nog nie gesien het, ons gaan hom net hierna speel. Wat was die denkproses agter Jachem Visvang se musiekvideo? Want dit is 'n
vreeslike oulike musiekvideo. Die laaste jaar by Afrikaans is groot, toe kry die vervaardiger se idee, want hulle het my seentjie al gesien, hy's ook baie musikaal, en toe sê hulle vir my, maar hoorie, op die show nou laas jaar by Afrikaans is groot hier in Pretoria, vir my item wat ek nou sing, wil ek hom nie op stage, ek sê, maar ek sal hom vra, ek dink hy sal, hulle betaal hom toe ook, jy weet, hulle sê, nee, hulle sal hom nou betaal, hy moet nou, Hy is soos 'n regte professionele klein musikant, hoor? Hy is soos 'n regte professionele klein musikant. Ja, so hy was saam met my op Afrikaans is groot, dan stap hy saam op die verhoog, dan sing ons nou die liedjie wat ek nou spesifiek was, met sy gitaar, en ag, die mense ontplof, nie oor my nie, oor hom. Oor hom, en yes. En toe dog ek met hierdie jag en visvangs, hoe oulik sal ek dit nie wees om vir die mense wat byvoorbeeld nie by Afrikaans is groot kon wees, dan ook 'n stukkie van Dawid te wys, my seentjie, Yes. en ek het gesien die mense hou van hom, toe dog ek, man, kom ek druk 'n bietjie in 'n musiekvideo van my, hy's mal daaroor, hy's baie mal oor musiek en oor jag en oor visvang en regtig. So hy het dit vreeslik geniet. Nee, kyk, hoor hierso, dit is so eenvoudige konsep weer eens, maar dit is so kragtig en ek dink again, dit is hoekom hierdie hele liedjiewerk, hierdie hele konsep werk. Nou moet ek vir jou vra, dink jy musiek moet altyd so ernstig wees en jou so aftrek en so donker raak en trek aan die hartslag, of is dit 'n ding van, ja, dit kan dit doen, maar weet jy wat, musiek is daar om geniet te word en net regtig lig en lekker te wees? Ek dink beide. Okay. Ek persoonlik hou partykeer van om na hartseer musiek te luister. Okay. Daar's mos 'n tyd vir dit ook, jy weet. Yes. Ek moet nou braai, dan wil ek nou nie dit luister nie. Dan luister ek nou weer partytjie musiek of wat ook al. Ja. En ek voel daar's 'n plek vir albei. Jy weet, daar is Afrikaanse sangers wat verskriklike mooi Afrikaanse musiek, kom ons sê soos Elvis Blue. Ek is mal oor sy musiek wat hy uitbring. Jy gaan nie noodwendig sy musiek aansit as jy braai en kuier nie. Maar as jy 'n lang pad ry of jy hang af van jou gemoed, gaan jy na sy goed tog luister. Yes. So ek dink daar's plek vir albei. Ek dink my plekkie is om vir mense genot te bring. So jy gaan altyd my musiek wil luister as jy braai en as jy partytjie of whatever. En ek dink dit is nou maar net hoe my musiek is, en ja, ek is tevrede daarmee. Dit beteken nie ek gaan nooit 'n rustige liedjie uitbring nie. Ek dink ook soos ek groei en soos mens oud, dink ek tog ek gaan dit eendag doen, want ek is ook lief vir daai musiek. Ek's eintlik mal oor, nou moet ek vir jou vra, hou jy die musiekmark dop? Ons het nou oor die musiekmark gepraat en hoe jy nie regtig weet nie, en elke Vrydag is daar 'n hele klomp releases. Hou jy die musiekmark dop nou waar jy is in jou loopbaan in terme van wat jy uitsit en of dit gaan werk vir die musiekmark, of is jy nou op 'n punt waar dit is 'n ding van, weet jy wat, ek hou van hierdie liedjie, ek wil hom graag uitsit, of hy goed doen, nie goed doen, of hy werk vir die musiekmark, nie werk vir die musiekmark nie, hier's 'n liedjie, mense. Ja, die laasgenoemde, waar jy wat jy nou, maar ek gaan nou eerlik vir jou sê, 'n paar maande terug was ek nie daar. Okay, interessant. Terug het ek nog so getwyfel, ja, maar dit gaan nie werk nie, wat moet ek doen? Ja. Ek het vrae gehad, omdat die musiekbedryf regtig baie verander het, weens klomp faktore, maar ek is nou daar wat ek regtig uitsit, wat uit my hart kom, nie dat ek dit nog nooit, ek het nog altyd uitgesit. Yes, maar nou is dit net bietjie anderste, want dis nou hierdie liedjie. Ja, ek was op 'n tyd in mekaar, wat moet ek volgende doen, wat sit 'n ou uit? Dis baie moeilik, veral as 'n ou, jy weet, kom ek sê, groot vang of twee al gehad het in jou lewe. Ja. Dit te back, jy weet, dit is baie, dit is maar moeilik, maar daar's baie kunstenaars in die bedryf wat vir my voorbeeld is, soos Kurt, wat sulke jare gesukkel het om weer iets uit te bring wat, kom ek sê, trefkrag gehad het, en toe kry dit weer reg na 10 jaar, as ek so kan sê. En dit inspireer my, maar wat ek ook geleer het daaruit is, stiek by jou guns en sit uit, of jy moet nooit twyfel nie, as ek van 'n liedjie hou, dan gaan ek hom uitsit. Ek gaan nie wonder, gaan dit werk, gaan dit nie werk nie. Ja. Ek gaan nie dit meer doen nie. Ek sit dit goed nou uit. As dit werk, dan sê ek dankie vir die Here. As dit nie werk nie, sê ek ook dankie vir die Here. Dit maak nie saak nie. Ek wil net uitsit my hart uitkom.
Ek's eintlik mal daaroor. Nou moet ek vir die volgende vraag vra, Rieke snel. Het jy saam met jou musiek gegroei of het jou musiek saam met jou gegroei deur die jare? Ek dink my musiek het saam met my gegroei. Good answer, good answer. Ek dink ook so. Dink so, ja, mens mature ons maar in. Dit beteken nie as jy weet mense raak nou ouer dan gaan jou musiek gaan nou al hoe rustiger begin raak. Ja, so mense raak rustig, die wat nou na die hoeke van hulle banke toe wil spring en sê, nee, Rieke Sel gaan nou nie meer die musiek maak wat ek van raak rustig, mense. Hy sê, mens mature soos jy ouer word en jou musiek gaan 'n paar ander elemente bykry. Ja, nee, daai wat jy nou sê is waar. Mense sal altyd wonder of skrik en sê, nee, Marikus, ons hou van jou musiek. Mense, Ja. Ek dink dis die resep. Hou daarby, gee vir die mense wat hulle wil hoor. Ek is eintlik mal daaroor. Nou moet ek vir jou vra, wat lê voor vir 2026 vir jou vir die res die volgende helfte van 2026? Jong, lekker goed. So ek het nou 2 liedjies al uit die jaar. Daar kom nog een. Okay, baie exciting. Hoor julle mense, daar is die musiek, is op pad, raak rustig. September kom maar nog een. Okay. Ek gaan uitkyk vir hom as hy oor my e-mails kom. Ek gaan kyk. Ja, maar daar kom eintlik 3. So een, die ander 2, Snotkop het my gebel so 'n maand terug, dis ek my Riekie. Jy weet jy het nou na Boerepompie nog nooit weer iets saam gedoen. Ek sê ja. Julle het regtig nie. Julle het regtig nie. Hy het nou die keer uit hy 'n liedjie. Okay. Kan nie vir julle sê hoe daai liedjie is dit wat ek en hy nou. Ons gaan nie probeer Boerepompie naaap nie. Hy het 'n ander konsep, 'n ander liedjie wat ek nou hom gaan sing. Okay. Dit kom ook uit wat die mense gaan dit. So watch this space, people. Ja, en dan die ander liedjie is het Elof het my ook genaal. Okay. Ek is mal oor hom. So ek en hy Hy klink het ook hier op net gesels kom kuier. Hoor hierso, daai ouetjie is kreatief as dit by musiek kom. Ja. So ek en Elof bring ook 'n liedjie. So ek het nog een op my eie die jaar en saam met Snotkop en een saam met Elof wat ook uit. So, watch this space. Ja. Hoorie, nou sê ek ekstra opgewonde vir al die musiek om oor my tafel te kom. Nou moet ek vir jou vra, terug by Jag en Vis, van wat wil jy graag hê mense moet wegvat van hierdie liedjie af? Goeie vraag. Ek sal sê as jy veral as jy na die video kyk, om te kyk daai video gaan maar baie oor 'n pa en seun, maar dit kan net wel oor 'n pa en dogter of 'n ma en seun, ma en dogter wees. Ek sal wel hê as hulle die video kyk, dit klink nou regtig stupid wat ek sê, moet hulle besef hoe kosbaar familie is. Ag, dit is so mooi. Hoorie, so ek weet my ma kyk nou en dit is haar hart is klaar warm, so jy het klaar fan daar gekry met wat jy gesê het. Ja, so veral jy weet as 'n ou jag of visvang, doen jy dit tog graag saam met jou familie en saam met jou kinders. Ja. Nie net met vriende nie. Ek byvoorbeeld doen 2 jagte 'n jaar wat ek saam met my familie doen, nie saam met my pelle. Ek doen dit ook, maar as ek familiejag, as ek so kan sê, dit is belangrik. En ek dink die liedjie praat nogal so. Jy weet daar. Ek dink ook so. Daar Rieke in, jy weet wat ek saam met kinders kan spandeer, dit hoe jy weet bokke skiet en al daai goed, die lyrics praat van self, maar ja, ek sal sê familietyd. Dit is fantasties en dit was heerlik om met jou te kuier. Nou, Rieke, is hier op net gesels het ek so 'n bietjie van 'n tradisie. En jy word nou vandag deel van hierdie tradisie waaroor ek vreeslik opgewonde is jy reg? Ja. Okay, so hier op net gesels het ek een laaste vraag wat ek die persoon vra met wie ek kuier vir die week. En daai laaste vraag is, wat is een stukkie advies wat jy graag vandag die wêreld mee sal wil los? So Rieke snel, wat is jou stukkie advies wat jy vandag die wêreld mee wil los? Okay. Dit gaan so 'n bietjie geestelike. Dis reg. Stukkie advies wat ek wil los is. Vra die Here om die vrotvrugte te snoei van jou boom af, laat jy die goeie vrugte van die Gees dra. Ek begin al hoe meer agterkom, mense is vinnig om vyande te maak of vyande te hê of jy hou nie van daai ou of daai vrou goed nie, maar
as jy die vrugte van die Gees, liefde, vrede, vreugde, geduld, goedhartigheid, nederigheid, selfbeheersing, jy weet al daai dinge, kan toepas en ontslaa raak van al die jaloesie en vrotvrugte, dan gaan dit baie goed gaan met jou. Ek beloof jou, en dit is so 'n eenvoudige konsep, eintlik, jy weet, om net goeie vrugte te probeer dra. En ek dink dis my boodskap aan die mense. Dit is fantasties, dit is so mooi, so eenvoudig, maar so kragtig. Ek love dit. Ek sê vir jou 1000 dankies, dit was heerlik om met jou te kuier hier op Net Gesels. Dit was vir my net so lekker. Ek hoop het verbeter, hoor. Yes, definitief. Nou kan ek uiteindelik vir die mense sê, as hulle nog nie dit gekyk het nie, hier is Rika Snell met Jag en Visvang.